Ek is die CLO van die projek. Ek is aangestel om die mondstuk te wees tussen die gemeenskap en KPA wat die kontrakteur is. As 'n baie groot projek, ongeveer 300 huise wat gedoen gaan word. En is 'n baie goeie ding wat gedoen gaan word met baie soveel geleenthede vir die subkontrakteurs wat lokal is en vir ons inwoners wat jare met hierdie groot probleem aankom. En die kontrakteur huidiglik KPA is bewus van die uitdagings wat aangaande is en hulle is besig om dit uit te strek. Ek kan u beloof, ek gaan sorg dat hulle aan dit moet werk. Van as dit by ons inwoners kom, almal is baie excited vir dit en is my plig om te sorg dat beide partye gelukkig gaan wees op die einde van die dag. Van die konsingroep af is ons nou weer eens vanoggend hier by die gemeenskapsaal op ons dien waar ons besluit het ons maak toe. Nou, dis frustrasies wat opgebou het in hierdie afgelope kort tydjie. Ek dink ons het 'n hand, 'n olive branch uitgesteek na SAYOC, na die meier, na die council, na KPA en almal het ons olive branch geextend. Ons het 'n section 4 meeting gerequest vir 'n march in Katoo wat ons nou nog uit kan wag waar ons glo natuurlik die munisipaliteit en hy kan sukkel om vir SAYOC tafel toe te bring. So dit lyk vir my SAYOC het 'n probleem rondom die tafel te sit om die issues te adres. Ons het dan ook voor die KPA die briefing geissue het ons ook gevra vir die meier om 'n meeting te hê saam met ons wat sy natuurlik plegtig beloof het op my WhatsApp dat ons wel gaan sodat KPA en SAYOC almal tafel toe moet kom. Ons het die meeting toegelaat, die briefing session toegelaat met die hoop dat almal gaan tafel toe kom. Maar nou soos wat hulle is met minagtend het KPA dan nou voortgegaan om dan nou die RFQ te extend. Ons het na die meeting gesê die gevoel van die meeting is die volgende fase mag nie voortgaan alvorens die issues nie adres is nie. Ek het dit op mail gestel. Ten spyte van dit het hulle voortgegaan en 'n RFQ geissue. Ons het hulle gevra withdraw die issue. Laat ons gaan op die meier se promise van 'n oop deur. Nou as die meier vir ons 'n oop deur beloof, dan is dit eintlik 'n toe deur. Want jy loop hardloop jou mors dood in daai deur wat die meier ons beloof. En dis hoekom ons nou besluit het na vanoggend se meeting wat nou nie plaasgevind het met die council. Ons weet nie wat is die rede daarom nie. En dit klomp verskillende redes, maar daar was 'n quorum beskikbaar. Laat die meeting wel moet geskik. Het ons maar besluit om nou weer eens die hekke te sluit van hierdie gemeenskapsaal wat KPA hulle se kantore vanaf ran. Hiervanaf gaan ons dan nou verdere besluite neem tot tyd en wyl almal dan nou bereid is om die tafel toe kom. En ons glo aanhienlik deur vreedsame gesels en onderhandeling rondom die tafel kan goeders as daar dialoog is kan ons goeders oplos. Maar blykbaar stel hulle nie belang om te dialoog.